die evangeliste het mos enige ding gepreek wat goed klink, maar nie reg is nie. Preek hulle daai jare, as jy in 'n bar instap, bly die Heilige Gees buitekant. Wonder ek wie het vir my gesê daar binne, wat soek jy hier? Nie my ma nie. Sy weet nie ek was daar nie. Ek het geglo, ek het geglo as jong kind geglo, maar die Heilige Gees gaan nie in 'n fliek in nie, want as die Here kom, as jy in die fliek sit, dan gaan hy saam by jou agterbly. Sulke goeders het ek gehoor. Ek weet nie of julle ook het gehoor het nie. So, en ek het uitgevind dat die Heilige Gees los jou nooit. Ek wil iets sê, wat jy net oor moet dink. Handelinge 1 vers 8 sê, en julle sal krag ontvang, en ons moet, ek wil iemand kry om bietjie te praat oor die krag van die Heilige Gees. Stefanus is vol van geloof en krag, en die krag van sy opstanding, bietjie praat oor die krag van die Heilige Gees, maar, hy sê, julle sal krag ontvang, maar die Heilige Gees wil julle kom, en julle sal my getuie wees, en dan sê nou, alle goed saam met dit. En net daarna, is hy opgeneem in 'n wolk. Die wolk van getuie het hom kom wegvat. Toe hy gegaan het hy die Heilige Gees saamgevat. So Jesus in 'n ander vorm het jou nooit gelos nie. Hy was nog nooit weg nie. Nou iemand wat nie weg is nie, kan ons nie kom nie. Koos, as ek by jou is, dan kan ek mos nie na jou toe kom nie, want ek is dan by jou. Ek vra net 'n vraag, dit is iets wat ek hy het ons nooit gelos nie. Hy sê, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Wat 'n oë van nooit verstaan jy nie? Hulle wag vir iemand om te kom wat lankal gekom het en nog nooit gegaan het nie. Ek wil vanaand, ek praat met jou hierdie goed, want die kerk moet by die plek kom waar ons die waarheid ken, en die waarheid wat jy ken, gaan jou vrymaak. Ek wil vanaand vir jou en vir my, as mense, en julle wat daar op die kamera nou na my kyk, en die wat nog gaan kyk, en die wat gaan luister, die podcast later, wil ek sê dat jy moet weet vanaand wie jy is, en wie die Gees van God in jou is, en hoe werk hierdie goed. Want as ons dit nie weet nie, gaan ons misvat. Ek het baie goed, en dit is my grootste uitdaging, en dis hoekom ek sit met die woord, my grootste uitdaging vanaand is om die goed wat ek al die jare gehoor en geleer was, weg te stoot en skoon te maak en te kom by die kruks van en die kern van wat die woord regtig bedoel en regtig gesê het. Nou kom ons gaan net gou en ons kyk net na die mens, toe God die mens gemaak het. Vat hy, iemand het dit so verduidelik, nou die dag toe luister ek na iets en die ou sê, and he took a handful of clay and he formed man. Nou ek het nie daarmee probleme, hy het die mens gemaak, gevorm, hoe hy hom gevorm het, uit stof uitgemaak, klei gemaak het, wat hy gedoen het, ek weet nie, ek was nie daar nie, ek het toe 'n bietjie gaan speel by die kinders. So ek kan nie goed sê wat maar hy die mens gemaak, hy die mens gevorm, geformeer uit die stof van die aarde. En stof seker net maar nat gemaak en klei gemaak. Ek was nie, staan nie daar geskryf, maar mense probeer mos nou maar uitredeneer. God kan doen wat ek en jy nie, weet jy dat God kan uit stof uit iets vorm en vir my en jou is onmoontlik, maar God doen die onmoontlike dinge. Hier staan 'n hele, en ek wil vir julle sê, Opelli, Adam, julle wil 'n six-pack gesien het, jy moet vir hom gesien het.
Hy het nie vetvleis geëet en hamburgers en pizzas gehad om te eet nie. Hy staan daar. Hy staan nie daar. Hy's gevorm en as niks in hom nie. Die perfekte liggaam en God kom en hy blaas die asem van die lewe in hom en hy lewe. En hy word 'n lewende siel. Genesis sê dat hy sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. 1 Korintiërs 15 sê, en daar is ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam, nie die tweede Adam nie, die laaste Adam, Christus het Adam vir ewig afgehandel. Hy was die laaste Adam. Toe hy opstaan uit die graf, toe staan hy op as die eerstgeborene van die hele skepping. Hy was 'n lewendmakende gees. Nou wil ek jy moet net gou 'n prentjie kry by jouself, Jesus uit die graf opgestaan en hy leef nou in die krag van die opstanding. En hy kom staan voor 11 disippels. Hy's 'n lewendmakende gees. En hy blaas homself in 11 persone in en sê ontvang die Heilige Gees. En daar is die kerk gebore. Johannes 20 sê 22 nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê ontvang die Heilige Gees. En hy sê ontvang dit, kry dit. En toe die oomblik toe hy die Heilige Gees in die mens inblaas. In 11 mense as 'n replika van wie hy is en die kerk is. En elke wedergebore mens die geloof ontvang en weergebore het die Gees van God in jou. Maar hierdie Gees is in jou en hy werk natuurlike dinge. En hy werk geestelike dinge. Want in ons is sy koninkryk, want sy koninkryk is gees, 'n geesdomein. Sy heerlikheid is gees. Sy krag, die krag van sy opstanding is 'n geeskrag wat van God af gemanifesteer was om hom uit die dood uit op te trek en uit te haal en lewend te maak. Liefde. God is liefde, God is gees. En ons as geesmens. Want ek en u is vanaand die geesmens. My gees en sy gees het een geword. En ons woon in 'n liggaam. Ek weet jy word geleer in die ou tyd is nou jy's 'n gees, siel en liggaam. Nee. Jy's 'n gees en 'n liggaam. Die ou tempel, hy woon in tempel met hande gemaak nie, was 'n outer court, the holy place and most holy place. Now it's just the most holy place and the outer court. En 'n kind van God, 'n weergebore kind van God, word nie deur emosies gelei nie. Hy word deur die Gees van God gelei. Dit sê Romeine 8. Pastoor, hulle sê ek moet my hart volg, ek moet my kop, nee, jy moet nie jou hart op kop volg nie, jy moet sy woord volg. Jy moet hom volg. Nou sê Jesus vir hierdie klomp manne, hulle is nou klaar belaai, as ek dit so kan stel. Hulle het nou klaar die Heilige Gees ontvang, is in hulle. En hy sê vir hulle, gaan wag op die belofte. Maar hoekom? Ek het daaroor gepraat, ek gaan weer daaroor praat. Ek wil dit net breër vat. Meer in 'n verduideliking. Hoekom? Die Gees is dan in my.
Jy sal na die aand verstaan hoekom ek dit vir jou gesê het. Die Gees wat in jou woon, is daar om jou lewe 'n lewendmakende gees te ondersteun en te hou. Maar ek en jy is nie weergebore om nou as 'n trofee hier te sit en sê vanaand, ag prys die Here, ek is 'n kind van God. Ek en u is deur God in die aarde ingesit met 'n doel en 'n funksie om te verrig en om sy koninkryk sigbaar te maak. En ek en u gaan dit nie regkry met natuurlike krag en natuurlike denke. En ek sê, ek het die Heilige Gees, so ek kan dit doen. Nou sê ek vanaand vir u, hoeveel mense wat in kerkbanke sit, in hierdie gemeente, in alle ander gemeentes, wat die Heilige Gees het, is so swak, hulle kan nie eers vir hulle self bid nie. Gaan wag op die belofte, want julle sal, wag op die belofte van die Vader, wat julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie, lank met die Heilige Gees gedoop word. Johannes 7, hy wat in my glo soos skrif sê, stroom van lewende water sal sy binneste vloei. Nou sê, hy sê gaan wag. Nou ek het die woordjie wag so nou so 'n bietjie gaan naslaan daar in die Strong Concordance. Hy sê, just stay around. Just await, dwell, tarry, endure, be present. Wag op die Kronos wat opgelyn word met die Kairos, dat iets kan gebeur. Hier staan Kronos en die Kairos kom en hy aktiveer. En nou wag hulle. Hulle wag op die belofte. Strome van lewende water sal vloei. En dan sê Handelinge 2, hy sê, toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Die Heilige Gees, hoor mooi, het die plek gevul, en daar's manifestasie soos 'n rukwind, en 'n geluid, 'n geweldige geluid, en mense het al baie plekke gesê, maar toe ons daar was, het ons 'n wind, ons het die wind ervaar, 'n geluid, soos baie waters en alles. Dis is alles maar net terminologie wat hulle gebruik om die Heilige Gees te kan beskryf, en daar's niks meer verkeerd nie. Maar dit is nie die Heilige Gees nie. Hy's nie 'n wind nie, hy's nie 'n duif nie. Hy's 'n persoon. En het die hele huis gevul waar gesit het, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel op elkeen van hulle gaan sit het. Die Heilige Gees kan op enige vorm, op enige manier op 'n mens kom. Glo jy dit? Moet nooit God beperk nie. Moet nooit God in 'n sekere vormpie wil plaas, en as dit nou so is, dan is dit hy, en nie so is dit, dan is dit nou nie hy nie. Dis nie reg nie. Hy sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek. In ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Tale is God se bonatuurlike vermoë om in 'n vreemde taal of 'n ongewone taal te kan praat. OK, ek kan ons het baie keer as kinders
ek het groot geword in 'n omgewing waar tale algemeen was. Het ons ook maar gepraat soos die mense praat agter hulle aan, maar dit was nie die doping met die Heilige Gees nie. Dis iets totaal anders, waar hier waar jy, en ek gaan nou net maar 'n bietjie daaroor praat, want ons moet die goed verstaan. As jy dis God se bonatuurlike vermoë om in 'n vreemde taal te praat of 'n ongewone taal te praat deur die Gees wat in jou is en jy het geen beheer daaroor nie. Ek kan nou hier staan, kan ek in 'n taal praat en ek het beheer daaroor. Maar wanneer die Gees van God oor jou kom, op jou kom, in jou is, jou oorskadu, of jou uitgestort word, het jy geen beheer daaroor nie. Dis 'n stroom wat kom, wat vloei en hy vloei. Ek het in plekke gestaan waar mense gesê het, lyn hulle mense op en sê hulle bid agter my aan. Ribababa sararababa, dan bid jy ou agterna as jy wegloop, hou jy ou op. Dan as jy nou gedoop in die Heilige Gees, dis nie die waarheid nie. Dit is nie die waarheid nie. Ek het in plekke gesien, as 'n jong seun, het ek gesien hoe ons jong mense daar in die ou gebou, daar onder in die hoofweg, hoe jong mense gedoop is in die Heilige Gees, dat my pa en sy kombi, hulle tale praat in die kombi laai en huis toe ry. Hulle kan die volgende dag nie skool toe gaan nie, want dit net aanhoudend. As hulle mond oopmaak, dan is dit net tale. Dis 'n stroom wat vloei. Christen, maar wat maak dit, wat het dit met my te doen? Alles. Die dag wanneer God jou vul met sy Gees en doop, en sal jy's 'n ander benadering, jy het 'n ander vermoë, jy's anders ingestel. Ek wil vir u sê, baie mense gaan leer baie tale. Daar's 'n ou, ek lees van hom, Mohammed Messi. Hy is 73 tale magtig. En lees ek van ouens wat 46 tale, 26 tale, 14 tale kan praat. Maar ek wil jou vanaand sê, wanneer God jou doop in sy Heilige Gees, kan jy al die tale praat. Wat God wil jy moet praat. Wanneer God jou doop en sy Gees oor jou uitstort, kan jy enige taal praat of profeteer soos God dit aan jou gee wanneer hy dit vir jou nodig het. Hoor mooi wat sê hy. Hy sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Jy sien, ons moet baie mooi verstaan, en ek gaan jou terugvat na die woord toe. En hier is nou hierdie klomp Kretense en Arabiere. En hulle is verwonderd, want hierdie Galileërs praat dan nou ons taal. Nou, jy kan self gaan lees daar in Handelinge, hoeveel, laat ek dit gou net vir jou hierso kry. Handelinge 2. Hy sê hierso, Parters en Meders en Elamite en Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus, Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die streke van Libië, Sirene, Romeine, wat hier vertoef, Jode en Jode genote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Imagine it gou, ons is in 'n plek en dit is 'n groot arena van mense, maar hier is Jode en Grieke en Portugese en Franse en Italianers en Duitsers en Engels en Afrikaanse ouens, en hierso kom 'n klomp Afrikaanse ouetjies en hulle praat al die tale en ons praat in 'n taal die groot dinge van God. Gaan die mense sê, maar hoor, hierdie is Afrikaners, waar kom hulle vandaan? Dis wat hier gebeur het. Ek wil gou vir u vra, Rian, as die Here jou nou 'n taal in Italiaans gee, gaan jy dit verstaan? Nee, jy gaan nie, kan jy Italiaans praat? Nie is fettuccine nie. Verstaan jy wat ek vir jou wil sê?
Jy verstaan nie die taal nie, want jy ken hom nie. Ja, ek kan hom so 1 of 2 keer, as 'n ou, ich, dan weet ek, as 'n bietjie Duits in. Verstaan julle? Maar as 'n ou hier Portugees praat, of wat 'n taal ook al, wat jy nog nooit in jou lewe gepraat het nie, dan is jou verstand onvrugbaar. Hy sê, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Hierdie woord spreek beteken to break the silence, to boast, describe, to tell, to utter, to preach, to prophesy. Hierdie mense is vol, die gees van God kom oor, hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en hulle spreek in allerlei tale wat God hulle gee om te spreek. Hulle is besig om te preek, te profeteer, te uiter, te verklaar, te vertel en te spreek. Dis wanneer die mees teruggetrokste persoon, wat nêrens ooit iets wil sê nie, as God jou mond in die hande kry, en hy vul jou met sy gees, kan niemand jou keer, niemand kan jou stop, en die vloei van God se gees kom. Weet jy wie is vanaand in vermoë om te gedoop te word, en te vul met sy gees? Elke mens wat sê, Here, ek soek dit. Jy sien, wanneer dit gebeur, dan kom die dialek, en dan kom die taal vanuit die geestesriem. Kom dit uit 'n geestelike oorsprong. Nie uit my sielsweer, of my eie sielsgedagtes, my eie menslike. Ek sal met my verstand praat, en ek sal met die gees praat. Ek gaan nou daaroor ook so 'n bietjie met julle praat. Maar hierdie taal kom suiwer 100% gestuur vanuit God se voorraadkamers. En hy gee vir jou 'n taal om te spreek wat jy nie verstaan nie. Wat jy nie ken nie. Maar daar is dalk iemand in die omgewing, of in die geestesarena, wat hy taal nodig het. En God het 'n manier om jy sien, in Christus Jesus, is alle definisie van afstand geëlimineer. Kom ek gee jou vanaand 'n voorbeeld. Vanmôre vroeg te bel 'n persoon my en sê, maar daar's 'n seun in hulle familie wat heeltemal die mekaar is, en hierdie kind breek af en hy het geen beheer oor homself nie. Kan ek van daai plek af ry na jou toe vandag die jy om kan bedien? Sê ek, nee, is nie nodig nie. Ek sê, ek bid nou hier, en God maak hom daar vry. En ek begin bid in die gees, ek begin bid, ek loop hier op en af met die foon op speaker, en ek is besig om te bid, en die volgende oomblik begin ek daai gees te bestraf, en hy gees, en ek neem beheer, en ek sê dit, hy gees los daai kind nou, in die naam van Jesus. So 'n paar uur later bel die vrou my, en sê my, hoorie, daai kind is 'n ander kind, hulle kan met hom nêrens gaan nie, maar hulle was nou met hom restaurant toe, en dit was 'n fantastiese oggend. So God kan jou taal, wat jy in jou kamer bid, as die Gees jou begin opwek om dit te doen, wat is 'n taal anders as 'n profesie? Wat is 'n taal anders as 'n profesie? When God gives you to speak in tongues, He used that tongue as a prophecy to prophesy, not prophesy, but prophesy. That's why you need to be fine-tuned, to be accurate, to pick up the trend of the Spirit, to be on the cutting edge of what God is busy doing. You need to be accurate. You need to be fine-tuned. You need to be precise.
Sien ek, God kan met dat Engels praat ook, julle het geweet. Nee, kom ek gaan julle sê, en ek maak nie spot van hierdie goed nie. Maar as ek kom by die Heilige Gees, jy moenie met my kom staan en grappies maak oor die Gees van God. Dit is vir my taboe. Ek was in plekke gewees, waar ek met mense moes hoor graad Engels praat. Dan sê ek, Here, help my asseblief. En dan help hy my. Maar dan weet ek, dis nie in my vermoë nie. Dit was sy Gees. Ek vertel julle nou iets wat ek, en dis nie goed wat ek mee loop en praat nie, dis my persoonlike getuienis van my eie lewe. Ek is eendag besig met 'n klomp Xhosas te praat en toe ek myself kon kry, ek kan my bietjie help in Xhosa. Toe praat ek Xhosa met die mense. Ek skrik so goed, ek hou sommer op met praat. Why? Because maybe I didn't believe that God can empower me to do it and just keep on flowing and do the necessary. Toe skrik ek en ek bly stil en ek dink myself, jy sê nou maar ek praat nou nonsens. Weet, hy tweede stemmetjie sê maar sê nou maar, is mos daar. Ziggy Oplander, 'n Duitse evangelist tannie, ek het baie na gaan luister daar in die Lighuis in Parow. Sy sê, Lord, if you can walk through walls, we can also do that. En sy preek en sy bid en sê, Lord, I want to walk through walls. Sy sê, een oggend staan sy in 'n badkamer, sy druk haar hand in die muur en toe sy hand in die muur toe gaan, haar hand dwars deur die muur. I got such a fright, I almost fainted. So why you ask God for something that when it happens, it's frightening. Ek weet wat ek so gedoen het nie. Ek sou miskien ook geskrik het. You see, there's an ability in the spirit that we still need to enter into with mense met soveel oorgawe, met soveel excitement, met soveel ekstase. Here, as dit nou gebeur, let the river flow. Lord, let the river flow. Lord, just use my mouth, use my spirit, use me and speak whatever you want to speak. Lord, prophesy, Lord, that's what we need to do. Handelinge 2, hy sê, en hulle almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, nie in vreemde nie, in ander tale. So het die Gees aan hulle gegee om te spreek. Hoor mooi wat, nou sê hierdie klomp mense, nee, ag, jy weet, hierdie mense, hulle is vol soetwyn, man. Want jy sien, as jy mos nou nie 'n verklaring het vir die dinge van God, dan moet jy mos nou maar jou eie verklaringkie maak. Jy sien, jy kan nie God se Gees dinge met jou verstand uitredeneer nie. Dit maak nie vir jou sin nie. Die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Dit is vir hom dwaasheid, want hy verstaan dit nie. Dis nie daai tale wat jy praat as daar 'n byl op jou groot toon se naal val nie. Die Bybel sê laat geen bose woord. Laat geen, G-E-E-N, geen bose woord uit jou mond uitvloei nie. Nou sê Petrus, nee, wow, kom ek sê julle, wat is dit? Nou julle kan Handelinge 2 weer gaan lees, doen dit asseblief. En die laaste dae spreek God, sal ek my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal, kan jy hoor nie? Hulle sal profeteer. Jongelinge gesigte sien, ou mense sal drome droom, en ook by diensknegte, diensmagte sal ek in die dae my Gees uitstort, en hulle sal. Jy sien, wanneer ons kom by hierdie ding, tale is 'n direkte lyn na 'n profetiese woord toe. Ek gaan gou die uitwerking van as God jou vul met sy Gees. Jy is besig om 'n taal te praat wat eintlik 'n profetiese woord is. Hulle hoor wat sê hierdie mense. Hulle het ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.
Hulle praat tale, maar die tale praat hulle die groot dade van God. Hulle skinder nie van jou in tale nie. Hulle praat oor die groot dade van God. Hulle profeteer oor die groot dade van God. They break the silence. They boast about the multiple deeds of God. Describe, tell, utter, prophesy. En nou kom Paulus by 'n klompie manne daar in Handelinge 19. Dan sê vir hulle hierdie woorde. Hy sê julle al die Heilige Gees ontvang. Nie wie is die Heilige Gees, nog nooit van hom gehoor nie. Nog nooit van die Heilige Gees gehoor nie. Want watter doop is julle nou gedoop? Nie met die doop van Johannes. En dan gaan hy aan. In die Bybel sê hy het hulle gedoop en hy het sy hande op hulle gelê. Handelinge 19 vers 6. En Paulus het hulle hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Jy sien, ongelukkig het die kerk vasgehaak by tale praat. As ek 'n paar woorde kan in tale bid of praat, is dit fyn. Nee. Hulle tale gepraat wat groei in die maalkolk van God se gees en dit groei na 'n profesie toe en hy spreek die groot dade van God in die geesarena en God werk op 'n woord wat gespreek is. En jy verstaan dat ek onthou eendag het ek 'n boekie gelees en hierdie man hy was 'n sendeling en het 'n ver plek moes hy gaan preek. Die Here stuur hom na hierdie plek toe en hy kom by hierdie plek en toe hy die aand deur die bos stap en hy gaan bedien daai mense en hy kom die aand terug en is laat nag, is donker en die volgende oomblik toe sien hy net hier's 'n klomp wolwe rondom hom. Al wat hy sien is die rooi oogies. En God wek 'n man 1080 kilometer van hom af op om vir hom te begin bid. Hy sê, while I was praying for this man, I was praying in the Spirit. I was praying in the Spirit. I was fighting in the Spirit. I was prophesying in the Spirit. En die getuienis kom, toe daai by die huis kom, toe sê vir hom, I was praying for you. He said, when was that? En hy sê vir hom, daai tyd, hy sê, that was the time of the night when I was in the forest and the wolves surrounded me. En op een of ander manier het die wolwe net begin wegloop. That's the power of speaking and praying tongues and prophesy into the atmosphere, the mighty works of God. Ek wil hê jy moet gou hoor wat sê die apostel Petrus. Hy sê in 2 Petrus 1, hy sê terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitleg is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. En die woord gespreek is dieselfde as die woord wat hulle in Handelinge 2 gebruik. Dieselfde woord. They break the silence, they boast, describe, tell, utter, preach and prophesy. Dus geen profesie is 'n saak van eie uitlegging nie, maar manne vol van die Heilige Gees het gespreek. Nou, wat gebeur? Wat gebeur? Paulus sê hierso in Korintiërs 14, hy sê, jaag die liefde na en beywer met die oog op die geestelike gawes, veral om te profeteer. Veral om te bid, veral om Bybel te lees, veral om te getuig. Nee, maar veral om te profeteer. Hy sê, want hy wat in 'n taal spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van
Jy sien, 'n profesie is nie, ja, jy broer, jy is 'n sondaar, jy is sleg en jy doen dit en jy, nee, dis nie. Die profetiese woord is tot stigting, tot troosting en bemoediging. Ja, maar waar is die ware profete wat die sonde van die mense uitwys? God is nie sonde bewus nie, so hy sal dit nie doen nie. En aan hulle sondes en ongeregtigheid sal ek nooit weer dink nie. Where is your accusers? Waar is jou beskuldiges? Hy het almal weg. Ek veroordeel die ook nie, gaan en mis die merk nie. Hallo? So 'n profetiese woord, 'n taal wat jy bid, 'n taal wat jy, as jy besig, mense, daar's tale wat vir jou snaaks klink, wat jy dink, regtig waar hierdie taal, ek weet nie wat dit is nie, dit klink net vir my, of daar's 'n taal wat jy praat, en jy verstaan hom nie, want jou verstand is onvrugbaar, jy weet nie, jy ken nie die taal nie, maar God gebruik die taal in die gees, om iemand te bemoedig, om iemand te stig, en iemand te vertroos. Nou, hy sê, hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek. En dan sê hy hierso, dan sê hy of hy moet dit uitlees sodat die gemeente stigting kan ontvang. So as jy in 'n taal in 'n gemeente sê net maar in vroeër jare in die kerk was 'n algemene ding, iemand staan op en praat in taal en dan gaan sit hy. Dan staan iemand aan op en sê so sê die Here. So maar hy sê dit werk nie so nie. Jy wat die taal praat, jy moet bid dat God jou die uitleg gee. Dit is protokol. Julle vertel van die oom en tannie in die gemeente waar ek was, wat elke Sondag dieselfde taal praat en elke Sondag 'n ander uitleg vir dieselfde taal het. As ek met jou Afrikaans praat elke Sondag en 'n ander kom en sê maar jy het nou Sondag dit, maar ek het Afrikaans en julle verstaan Afrikaans, maar elke keer is die uitleg anders. Sê hey, something's wrong somewhere. So. Dis baie belangrik vanaand. Nou sê Paulus, ek sal met die verstand bid en ek sal met die gees in die gees bid. Nou kom ek gaan gou vir jou net verduidelik. Enige iemand hierso, enige iemand kan nou opstaan en sê rababa sarababa ramakasata ramalai atribo sitilila lamaraba hasikin unuromo kusekera na trokos tyres karasabanda trokos tyres niks wil werkie. Jy kan dit met die natuur doen, met jou verstande doen. Jy kan dit doen. Wie van julle wil gou net probeer? Kom aan, dit is 'n oefening. Hoekom is jy skaam? Wees jy skaam om vir jou TV op te spring en te sê, klap hy ref. Kom aan. Maar as jy in die kerk het, jy moet iets sê, Nina naramo sutulikelea, salalala. Come on. Jy kan dit doen. Enigiemand kan dit doen. Ek sê, jy kan dit doen. Met jou verstand. Met jou intellek. Maar het geen nut en geen waarde nie. Maar wanneer jy in jou binnekamer in tale bid, stig jy jouself. Jy maak jouself vol. En as jy vol is, kan jy uitgee. Dan stap jy in 'n plek in 'n winkel in, of in 'n apteek in, of by die poskantoor in, of by jou werk in, of by vriende se huis in, of jy stap in 'n gemeente soos hierdie in op 'n Sondagmôre en sê, en jy begin in God se gees wek jou, want jy's vol, jy kan dit nie binne hou nie, en jy begin ribashatalahibas met jouself, en skielik vloei die gees, en jy begin profeteer, en jy spreek, en jy preek, en jy praat en vertel van die magtige dade van God, en mense se gees ontvang dit. Because deep cries unto deep.
Diep roep na diep. Gees roep na gees. As jy met 'n muur wil praat, moet jy muurtaal praat. As jy geestaal wil ontvang, moet jy geestaal kan praat. Dis hoekom mense baie maal jou woord bevraagteken en wonder wat praat jy reg, is jy reg? Maar geesmense ontvang die woord met sagmoedigheid en dit red sy denke, sy maniere van dink en dit verander hom, want gees roep na gees en gees lig jou uit, jou omstandighede uit en die krag van God word geopenbaar. Dis waarom dit my lekker is om in hierdie gemeente die woord met diepte te praat, want die dieptes van God dis op. I'm pushing the plow, I'm breaking the ground, and I'm sowing the seed, and the harvest is coming. Amen. So ja, om in tale, jy kan met jou verstand bid, jy kan met jou verstand, jy kan in jou eie Afrikaans bid, jy kan in Engels bid, en as jy kan Khoza, jy kan in Khoza bid, en alles, dis wonderlik, jy praat met die Here, en jy hoor en God hoor wat jy bid, maar wanneer jy in 'n taal bid, in die gees bid, jou verstand is onvrugbaar, jy's besig om te profeteer, jy weet nie wat jy profeteer nie, maar God gryp dit, en hy bære dit in jou gees, of hy stuur dit iewers heen, maar hy bære dit vir Sondagmôre, as jy hier staan of Woensdag aand hier staan en jy begin 'n woord spreek en die krag van God, want jy sal krag ontvang. What the church need the power of God to be demonstrated. Amen. So hierdie gemeente, ek stuur julle op. Ek is besig, ek stoor die ploeg en ek breek die grond en ek saai en ek saai die saad en ek breek die grond, ek stoor die ploeg en ek breek en ek saai, want ek sê Here, gewis is my oes. Gewis hierdie gemeente sal sien hoe die krag van God en mense sal gevul en gedoop word met die Heilige Gees. Nou die dooping in die Heilige Gees is nou nie en doping. Kom ek dink ek het hier so 'n nota gemaak. Het ek gou kyk. Of ek 'n nota gemaak het, ek het gou kyk. Ek het so baie goeters wat ek wil sê, maar ek wil nou stop eers hierso. Doping, hierso sê. Doping in die Heilige Gees, ek het die woord gaan opsoek. Nou as jy die woord gaan opsoek, dan vat jy na soveel vertakkings toe, dat dit so breë konsep, want as sê doping is om te is 'n uitstort, 'n oorweldiging, heeltemal nat maak, 'n ritualistiese bad of stort, of indompel, soos 'n stuk materiaal wat jy nou kleer, daai. Nou jy sien in so uitstorting, ek bad nie, ek stort. En ek word heeltemal nat. Maar hy aanhou klim in die bad en hy druk tot sy kop onder die water, so hy's nou gedoop en ek het dit gestort, so wat is die verskil? Altyd van ons is skoon. Don't limit God in a sense that, die woord baptiso. Baptiso, gaan kyk op wat dit beteken. Hy sê ook, dit is 'n ritualistiese skoonmaak van die liggaam, ablution. Washing and showering. Holy wet, fully wet. Wanneer God met jou klaar is jy sopnat, man. Wie van julle het al sopnat gereën? Ek speel eendag golf hier so in Kleinbaai, speel ons golf. En ek speel hy dag die golf van my lewe. Wat nou so 2 jaar terug. Die golf van my lewe, man, ek sê vir jou, ek slaat hy in daai Kleinbaai, as jy van die faraway af is, jy faraway. Jy gaan soek jy sy balie, want die bosse staan so. In die volgende oomblik begin dit reën. As jy reën dat jy tot op jou lyf nat is, dan is jou kompetisie sommer verby. Jy weet wanneer God se gees jou nat reën, dan begin jou kompetisie. Amen. Ek wil jou vanaand net lus maak. Ek wil jy moet Heilige Gees, jy sal hierdie woord in ons harte vasmaak.
Jy het nie nodig, hierso staan nie, maar jy moet nou eers 'n Fortuner ry, of jy moet nou eers 'n Pajero ry, en dan moet jy eers 'n matriek gaan skryf, en dan moet jy nou eers die pastoor se pelly word, en dan, nee, elke kandidaat wat sê, Lord, this is a promise made to me, Here, ek soek dit, ek wil dit hê, en ek gaan dit kry, hoor my vanaand, dan kom die Here, of jy nou matriek het, of jy boere matriek het, maak nie saak nie, hy soek mense, wat hom wil aanbid in gees en in waarheid. Want vir die pastore wat glo sal die goed gebeur. Met nuwe tale sal hulle spreek. Nee. Vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Met nuwe tale sal hulle, met nuwe tale, nie hun taal nie, met nuwe tale sal hulle spreek. Ek onthou, ek kan baie keer dan bid ek so in die gees, dan onthou ek, maar ek bid heel anders, ek het laas so gebid, want God gee my nuwe tale, kort, of gee my nuwe tale, ek weet nie wat ek bid nie, maar ek hou aan, ek geniet dit, en dan voel ek gestig as ek daar uitkom. En ek gaan net vir jou sê, pastoor, maar iemand vra my vanoggend, hoekom hou jy nie Pinksterdienste nie? Ek sê, want ons wag is verby. Ek het nie meer nodig om te gaan wag nie. Hy het vir hulle gesê, gaan wag. En toe die Gees uitstort, wag hulle nog steeds. Dis hoe baie kinders van God is. Ek wag nie, Lord, now is it time. Die Kronos en die Kairos, Here, nou is my tyd. En jy verklaar dit, jy glo, jy spreek het, en wat jy spreek, sal jy kry. Amen. So moenie vanaand vir jouself sê, maar dis nie vir my nie, dis vir almal van ons, van klein tot groot, van jong tot ouer. Amen. En moenie en ek gaan net gou, maar Christus, hoe gaan dit gebeur? Ja, ek gaan een aand my hande op mense lê en ek gaan vir hulle bid, ek binnekort. Maar weet jy wat, 'n ou kom by my, ek is 'n Parow jeugleier, en ek hiermee gaan ek afsluit, en hy sê vir my, maar, ja, jy het nou vanaand en Here het mense kinders gedoop, en hoekom kan ek, jy's 'n polisieman, en ek kan nie gedoop word nie, hoekom kan ek nie gedoop word, en ek kyk hom so, ek sê, man, God doop jou vannacht met die Heilige Gees. Maar soms so nie rein, ek sê vir man, moet die waar die Here gee jou vannacht doop met die Heilige Gees. En ek gaan slaap, en daai jare was nog nie selfone nie, het was nog die tring-trings. 2 die oggend lei my foon. Ek het 2 die oggend 'n oproep kry as daar op moeilikheid of jy lotto gewen. Die ou. En ek telefoon op en ek hoor en hy sê hy sê ek het gedoop en so het hy aangaan, hou ek nou luister ek om so en hy gaan aan en ek begin saam met hom oor die foon te taal en hy gaan al hoe vinniger en ek sit die foon neer. Die volgende oggend, hy kan nie gaan werk nie. Hy moes afboek, siek afboek. Mense, moenie, God is nie formalisties nie. 2 mense, maal, lê op hande, is gelyk aan tale praat nie. God doen dit. Hy sê dat die mense wag toe kom dit, soos wind, soos geluid, soos 4 tonge wat neerkom, verdeel hulle en almal is gevul. En niemand kan eer kry, ja, maar toe Christus vir hulle bid, of toe Gert vir hulle bid, of toe Koos vir hulle bid, of toe Annetjie vir hulle bid, of Karen vir hulle bid, of Alida vir hulle bid, toe gebeur dit. Nee. Ek sê, Here, hier moet in hierdie plek word geen mens geëer nie, net God word geëer. So, al wat ek vanaand vir jou sê, kry 'n smaak in jou mond. En dan moenie, asseblief, God gaan nie jou lippe vat en sê, okay, begin nou, bul nie. As die taal kom, maak op jou mond en praat om. Jy moet deurbreek. Jy moet deur jou verstand breek, want jou verstand sê, nee, maar sê vir jou verstand, jy uit die pad uit. God gaan nie jou lip op mekaar klap en sê, okay, praat. Hy gaan nie. Wanneer dit kom, dan maak jy jou mond op en jy praat die taal en hy breek los soos 'n stroom en hy vloei. En jy weet nie wat jy sê nie, dit klink vir die ore, klink dit snaaks, en hy gaan jou sê, die oomblik jy tale praat, sluit jou ore nie af nie, dan staan jou ore eers spits.
Kom aan, julle wat tale kan praat, praat ek die waarheid. Raak jy doof as jy tale praat. Jy hoor wat jy praat, maar jy verstaan dit nie. Amen. So asseblief, ek wil jou asseblief, as God in die nag vir jou taal gee, jy begin, man, maak jou mond oop en praat en bid en dan gaan jy aan. Ek wil jou sê, en dan gaan jy sommer goed aan. Dan die stroom vloei. Moenie vir my sê, ek het 4 woorde gesê, nou sê jy is nie. Jy het nog net 'n bietjie pronutro gehad. Maar droë pronutro, daar wat nie water by nie. Dan gaan jy kind van God, wanneer die stroom vloei, vloei hy. Hier sit mense vanaand in die plek met 'n verwagting. Ek sê, hier sit mense met 'n verwagting. En God ontmoet jou verwagting. Vader, dankie vanaand vir u woord. Dankie vanaand vir die gees van God wat lewe in ons. Here, ek dank u vanaand dat u ons in 'n nuwe dimensie, Here, profesieë, tale, wat my God, deur die gees verfyn is, akkuraat is, om deur te breek, en die wonders en die groot dade van God te verkondig. Stigting, vertroosting, bemoediging, Here, in die naam van Jesus. Here, niks sal ons keer, niks sal ons stil maak nie, Here. Dankie vanaand vir hierdie voorreg. Ek bid, Here, dat daar in harte, hierdie mense wat vanaand hier sit, en mense wat hoor en luister, Here, dat daar in hulle harte iets kom, en binne hulle opstaan, en opwel, en sê, Here, dis myne, ek soek dit, ek wil dit hê, Here, ek sal u nie los, voor u my nie seën nie. Dankie vanaand daarvoor, Here. Ek bid dit met groot waardering, in die magtige naam van Jesus. Vader, u sal elke verwagting ontmoet. Ek verklaar dit vanaand in die magtige naam van Jesus. En ek sê vir u baie dankie daarvoor. Amen. En amen. En amen. Sê vir my naby jou beurt is nou.